Goed, goeiemôre, baie welkom. Mag dit 'n mooi dag vir elkeen wees. Ons het die vooruitsig dat dit 'n heerlike sonskyndag is. Baie welkom as daar besoekers hier is vanoggend. Ek weet hier's 'n jong man, ons het nog nie ontmoet nie, maar ons sal mekaar by die tee dalk kry. Sven, baie welkom. Al die pad uit Nederland. Baie welkom by ons. Ek hoop jy sal volg. Hulle moet vir jou die preek verduidelik. Dit wat nie verstaan word nie, goed. Maar baie welkom ook, dis die skole het weer begin. So vir die ouers is dit 'n tyd van verligting. Julle kan daarom so 'n bietjie weer op 'n ander manier funksioneer. Vir die onderwysers het ons verlede week gebid. Ek wil vir die jong mense sê, ons bid vir julle ook. Baie welkom môre. Maar dat dit vir julle 'n lekker kwartaal sal wees. Die lekker van die 4de kwartaal is dat mens weet, nou maak ons klaar vir 'n lang vakansie. So uithou, aanhou, vasbyt, ons is amper daar. Mag dit vir julle 'n baie mooi kwartaal wees. Ek wil hier aan die begin sommer sê, ek het vanoggend se boodskap is aan die een kant juis vir die jonger mense. En Rikus, jou familie sit hierso. Hulle is net so 'n bietjie voor jou hier gewees, maar ek wil met tieners praat, want ek dink dis 'n tyd van die jaar wat mens dalk nodig het om hierdie boodskap te ontvang. En dis so op 'n paar maniere vir my bevestig, preek maar hieroor. Die tema vanoggend is gewoon is goed. En ek wil hê ouers moet met baie skerp ore luister en oumas en oupas ook, sodat jy vir jou kinders en kleinkinders kan gedurig herinner. Gewoon is goed. Goed, met dit in gedagte wil ek vra dat ons vir die fotumgedeelte ons oë net sluit. En dan gaan ek vir ons lees uit Prediker. Dit is nogal 'n kosbare geskrif wat ons het in die Bybel in die Ou Testament en waar vermoedelik Salomo terugkyk op sy lewe. En ek gaan so uit 'n paar grepe, Prediker 3, Prediker 5 en dan Prediker 11 en 12, net kort stukkies lees, wat hy nadat hy gedink het oor die lewe, nou hy het nogal redelik baie beleef en baie bereik, sou mens kon sê, dat hy dan nou dit so eenvoudig stel. So sluit gerus jou oë en ontvang net hierdie woorde. Ek begin by Prediker 3 vers 12. Skryf hierdie wyse man: Ek het tot die insig gekom dat daar vir 'n mens niks beter is nie as om vrolik te wees en die goeie van die lewe te geniet. Dat die mens kan eet en drink en onder al sy arbeid nog die goeie kan geniet, ook dit is 'n gawe van God. Prediker 5 vers 17. Ek het ook iets gesien wat goed is. Dit is aangenaam om te eet en te drink en die lewe te geniet onder al die geswoeg op hierdie wêreld. Dit kom 'n mens toe vir 'n hele leeftyd wat God hom skenk. God gee aan 'n mens rykdom en besittings en laat hom dit geniet. God laat die mens sy deel ontvang en sy werk met vreugde doen. Dit is 'n gawe van God. So 'n mens dink skaars na oor wat in sy lewe gebeur. So vol is hy of sy van die blydskap wat God gee. Prediker 11 vers 9. Jy wat jonk is, moet vreugde vind in jou jeug en jou jong dae ten volle geniet. Doen wat jy goed vind en waarvan jy hou, maar moenie vergeet dat God van jou rekenskap sal eis oor alles nie. Hou kommer uit jou hart en vermy wat jou liggaam kan kwaad doen. Ook die jeug en die jonkheid kom tot niks. Dan sluit hy af Prediker 12 vers 13. Die slotsom van alles wat jy gehoor het is dit: dien God en gehoorsaam sy gebooie. Dit is wat van die mens gevra word. Amen. En met hierdie klompie wonderlike woorde, eintlik 'n getuienis as hy terugdink oor sy lewe, groet ek julle met genade, barmhartigheid en vrede van God wat ons hier ontmoet. Hy ontmoet ons as Vader,
as Seun, maar ook as Heilige Gees. Gerrit, ek gaan jou nou 'n kans gee vir die lofprysing gedeelte. Môre gemeente. Vandag, ek sien dit nie op die aankondigings nie, maar vandag is biddag vir gesondheidsdienste. So ek gaan nou nie probeer om 'n verduideliking daarvan te gee nie, maar dit is natuurlik almal wat help, mediese personeel, hospitale, nooddienste, en natuurlik ook in ouerhuise wat daarmee betrokke is. So ek het die afgelope tyd baie dink ek oor ons land en die omstandighede wat ons het met die ekonomie en alles wat so 'n bietjie sukkel in die petrolpryse en al die dinge wat daarmee saamgaan. So die volgende lied draai nou al so 'n paar weke in my kop en ek het gedink wel ons weer 'n geleentheid het, dan moet ons hom sing en ek vra dat ons dit sal bidend sing terwyl ons sit. En dan dink ons in besonder aan gesondheidsdienste. Ek kon nêrens 'n lied kry wat handel oor gesondheidsdienste as sulks nie. Dit is die lied hier, ons bid as reënboognasie. Ons sing daarvan 3 verse. En dan vervolg ons met 'n lied waarmee mense kan rustig raak ook en sing van Heer Jesus, my redder. En daar wil ek uitlig Chris, net daai siens my eerste versie net daar kan wys. Daai laaste 2 reeltjies daar, laat elke dag alles wat ek doen vol wees van u liefde, Heer, dat die Here se liefde ons sal vul. Ons sing dit 2 keer.
Sjoe, ons moes eintlik gestaan het vir daai een, maar die volgende liedere is nog steeds ek wil meer toewyding lied, maar ek het gevoel ek moet 'n psalm kies en toe sien ek Marinus het gesê hy preek het Psalm 37 en toe gaan kyk ek na Psalm 37 en toe lyk dit nie vir my so bekend nie en toe dink ek maar ek gaan nou nie sy preek oorvat nie. So ons gaan 2 liedere staande sing waarvan die eerste Psalm 42 is, maar soos 'n hert in dorre streke. Nou ons is gewoond aan wildsbok sing. Nou dit is maar dieselfde as wildsbok, dis net ander woorde. En ja, ek wil graag hê ons moet vandag die Tosius weergawe sing. Ons sing 3 verse daar en dan sluit ons die sang af sonder enige aankondiging met wat 'n vriend het ons in Jesus. Ons kan staan.
Goed, waar is die junior kategese kinders? Asseblief, kom gou vorentoe. Ek moet nou net op die lig kom. Julle moet nie soontoe kyk nie. Julle moet hier na my kant toe kyk. Môre julle. Kom ons wag net, daar's 'n spannetjie wat op reis is van die galery af. Jene, ek sien hier's 'n ou met 'n gips. Ek het so lank 'n gips gesien. Ek so bly om te sien die ou gewoonte is nog daar dat mense boodskappe skryf en prentjies teken daarop en so aan. Het julle 'n lekker vakansie gehou? Het julle al vergeet van julle vakansie want die skool het alweer begin? So iets, nê? Dit gebeur maar met ons almal. Nou hierdie kwartaal gaan 'n korterige kwartaal wees en by die junior kategese waarvan julle nou is, gaan daar oor belangrike goed met julle gepraat word. Weet julle, het julle al gehoor van die woordjie advent? Nou julle moet nou met daai woordjie na die klasgroepe toe gaan. En dan moet daai tannies wat met julle werk vir julle verduidelik wat beteken die woordjie advent. Dis 'n Latynse woord. Maar wil julle ek moet vir julle vooraf sê wat dit beteken, dan lyk julle almal ewe slim in die klas. Dit beteken letterlik iemand se koms, as iemand aankom of opdaag by 'n plek. Nou as ons oor advent dink, hierdie kwartaal, dan dink ons aan Jesus wat eens op 'n tyd na die aarde toe gekom het, sy geboorte. En dit vier ons mos met Kersfees. Nou elke week, en julle moet nou dophou, ons gaan hier op 'n stadium hierdie kanselkleed gaan anders lyk, maar ek sal daai Sondag vir julle betyds sê. Maar julle gaan intussen by die Sondagskoolklassies daaroor gesels. Goed. Julle kan nou maar gaan. En geniet dit. Ons sal julle mis. Goed, ons kan blaai na Psalm 37. Ek wil eers net so, ek wil amper sê soos gebruiklik, wil ek eintlik eers vir julle 'n inleiding gee. Maar voordat ons so 'n bietjie eers saam dink en voordat ons die Psalm lees, kom ons doen wat ons eintlik reeds mee besig was. Toe Gerard gesê het, ons is eintlik besig met gebed en toewyding, pragtige liedere. Kom ons doen dit ook nou voordat ons die Bybel saam as woord van God ontvang. Kom ons bid saam. Here, dis vir ons regtig kosbaar om hier te wees. Ons het so uit ons hart uit kon sing. En die goed wat ons gesê het toe ons gesing het, Here, ja, ons wil graag glo dat ons dit elke keer bedoel wanneer ons liedere sing. En selfs as 'n lied vanoggend vir my op 'n plek onbekend was, dan maak dit nog steeds nie saak nie, Here, kon ek dit sing of ten minste saam bid. Want op die ouend is die groter waarheid dat U is die een wat ons hiertoe geroep het. Dis U wat ons versamel. Dis U kerk wat opgedaag het vir 'n erediens. En daarom wil ons aan U wy, wil ons bid, Here, dat U ons gedagtes sal neem, dat U ons sal toerus, dat U ons sal rig vir hierdie week, hierdie kwartaal. As daar moet 'n bietjie gesnoei word aan ons lewens, dat U mag maar snoei. Want ons gemeente glo en ons bely dit dikwels, ons is lewende lote. En lewende lote het soms nodig dat hulle gesnoei word. Want dan kan hulle weer nuwe groei en vrug dra tot eer van God. Here, ons wil erken sommer hier aan die begin van die diens dat dit gaan altyd oor U. Ook dit wat ons laasweek oor gedink het om God se wil te onderskei. Ja, en om te besef dat my lewe as gelowige gaan op die ouend oor God. 'n God wat my saamnooi, 'n God wat my innooi en 'n God wat my laat tuiskom by Hom. En daarom, Here, seën ons saam wees en baie dankie
dat ons in U liefde kan rus. Amen. Ek wil eerstens net sê, die tema het ek reeds na verwys, gewoon is goed. Ek het dit inderdaad al 'n paar jaar terug op Caledon ook gepreek, hieroor gepraat met ouers. Ek wil amper nie eers sê preek nie, maar en op twee maniere is dit net vir my so bevestig die afgelope tyd dat ek tog maar hier ook dit moet waag om hieroor te praat vanuit die skrif. En ek kan julle ten minste troos, dis heeltemal 'n vars preek. Dis nie dieselfde as Caledon nie, so hier kon maar vanoggend Caledoners ook gesit het. Maar dat ek miskien net so tree teruggee, want ek dink best sal na baie teksgedeeltes gaan kyk en ons gaan na nog ander gedeeltes kyk. Maar dit gaan ek vir julle sommer so op die skerm flits. Want eintlik wil ek hê ons moet 'n paar getuies uit die Bybel wat minder bekend is vanoggend na hulle lewens baie kortliks gaan kyk. Maar waarom hieroor preek? Waarom die tema? Ek dink dit was so ongeveer 2 weke plus gelede, in die vakansietyd, was daar 'n nuusflits wat vertel het van 'n insameling vir sporttoerusting vir minderbevoorregte kinders, Tekkies en Toks. Maar die organisasie wat hom beywer vir hierdie insameling is die Vlokskop Foundation, nee, Fonds en Welsynsorganisasie. Nou julle ken vir Vloksilje, hy's 'n oud bekende WP rugby speler. En hy het hierdie organisasie gestig. En ek gaan kyk toe op hulle webtuiste en hulle visie is om jong mense te ondersteun en te help. En hoor nou mooi, om hulle Godgegewe potensiaal te ontgin. Dit was verskriklik mooi. Amper dan ook bevestigend. Maar ek onthou die aand op die nuusberig, nou dit was nou Mornestein en Vloksilje en Bruitenpolse en die sportsielkundige Henning Gericke, onder andere wat by hierdie geleentheid opgetree het. Maar toe tref 'n sinnetjie my, of eintlik 2 sinnetjie. Mornestein sê toe op 'n stadium, hulle hoop kinders kan weer sport regtig geniet. En dit so 'n bietjie in my agterkop vasgesteek en ek sal terugkom na dit toe. Maar die sinnetjie wat my die meeste aan die hart gevat het, was toe Vloksilje gesê het, ouers moet nie hulle drome in hulle kinders se lewens probeer uitleef nie. Ouers moet nie hulle drome in hulle kinders se lewens uitleef nie. Dis nogal 'n skerp sinnetjie. En jy moet hom duidelik hoor. Leef jou drome in jou eie lewe uit. En ons moet hierdie boodskap maar vanuit ons diepte van ons identiteit in Christus moet ons gaan leef en mekaar eintlik aanmoedig om kinders te help om hulle potensiaal te bereik. Ek het sommer so in my gedagtes teruggegaan na, ek dink een van my laaste kere wat ek by Caledon by 'n prysuitdeling was. En ek kan nie onthou hoeveel my weer daarna gevra het nie, want die aand het ek begin deur te sê, ek wil net vir die kinders wat vanaand pryse ontvang, sê baie geluk. Maar is hulle bereid om gou-gou hande te klap en ek sal vir hulle na die tyd sê vir wie het hulle hande geklap en toe klap hulle hande. Toe sê ek goed, julle het so pas hande geklap vir die kinders wat hulle beste gegee het en 'n B of 'n C gemiddeld gekry. Gewoon is goed. Sommige net na Mornestein se opmerking toe, die woordjie sport is afgelei in Engels van die Franse woord, desporte, wat beteken om aan iets deel te neem wat vir jou baie lekker is, en wat vir jou pret en plesier bring. Dis nie verskriklik mooi nie. Sport beteken letterlik, om iets te doen wat jy geniet, wat vir jou vermaak gee, wat jou laat ontspan, en wat lekker is. So, dis nou so al waar ek begin het in my denke oor hierdie eerste Sondag in die kwartaal. Maar toe lees ek 'n stuk wat Stefan Joubert geskryf het, en hy vertel die verhaal van waar hy iewers by 'n plek gepreek het, en
vrou kom na die diens na hom toe en sy sê vir hom, haar lewe as gelowige voel altyd so doodgewoon, so elementêr, so daar's niks opspraakwekkends daaromtrent nie. En sy sal so graag wil hê dat haar lewe en haar lewe met God so bietjie op 'n hoër standaard kan wees. Nou dit op sigself is nogal 'n interessante stelling om te maak. En dan vertel hy hoe hulle hierdie volgende gesprek het. Hy sê toe vir haar, maar vertel my 'n bietjie van jou eie lewe en wat doen jy? En sy sê toe nee, sy ry na plattelandse dorpe toe en dan bied sy kursusse aan. Allerhande kursusse, nou oor leierskap ensovoorts. En sy doen dit as 'n gelowige, maar dit voel nog steeds vir haar of haar lewe daarom net te gewoon is. En hy sê vir haar, in die afgelope week, hoe was die afgelope week? En hy sê toe, sy vertel toe, o ja, dit was nog 'n interessante week, want nadat sy 'n kursus aangebied het, ry sy huis toe en sy kom op 'n ongelukstoneel af. En is toe 'n man wat in die kar sit, en hy het so seer gekry dat hy kan nie self uit die kar uitkom nie. En sy bel die ambulans en hulle sê, o, dis diep platteland, gee vir my beskrywing, en sy beskryf toe, en dit vat ongeveer 2 ure vir die ambulans om daar uit te kom. Maar intussen tyd gaan die man in skok en hy het regtig baie pyn. En sy vat haar baadjie en sy gooi hom toe en praat met hom en bemoedig hom en sê vir hom, die ambulans is op pad, hy moet net uithou. En so kom die ambulans aan en sy vat haar baadjie terug, hulle stabiliseer die man en hulle is weg. En sy ry huis toe. En haar week gaan aan. En sy ry weer en gaan bied kursusse aan. En Stefan sê, en hy sê vir haar net op 'n stadium, weet jy wat jy nou net van my vertel het? Jy's 'n hedendaagse, barmhartige Samaritaan. En jy dink jou lewe is maar net gewoon. Besef jy wat jy bereid was om te doen? Is dit nie genoeg nie? Is dit nie baie goed nie? En toe moes sy so half skamerig sê, ja, dit is seker goed. Ek dink dit is 'n baie relevante iets om oor te preek en te praat. En ja, ek dink ons moet nogal mooi gaan dink. As ons dink oor ons lewens en as ons dink oor ons lewens as so eenvoudig gewoon. My hart gaan uit na jou as dit is hoe jy vanoggend voel. En laat ek net dit sê. Dis nou 'n vreeslike lang inleiding, maar ons moet krities dink. Ons leef in 'n prestasiegedrewe wêreld, eintlik oordrewe wêreld. En ons kinders word klein groot mensies in hierdie wêreld. En ek weet ek gaan dalk nou iewers iemand kan aanstoot neem, maar ek kan daarmee saamleef ook. En ek sal dit oorleef volgende week as iemand nou ontevrede is oor wat ek sê, maar ek wil tog sê ons moet baie beslis krities en mooi oor hierdie goed dink. Ons raak afgestomp oor TV-programme soos Kokkedoortjie. Julle weet nou waarvan ek praat. Hoekom moet kinders kompeteer op 'n TV-kanaal? Hoekom moet hulle mini-master chefs wees? Weet, ek moet nou maar eerlik wees, dit irriteer my so bietjie. Dit is my regtig te ver gaan. Ons moenie klein groot mense skep in die wêreld nie. Ons moet kinders laat kinders wees. En dat hulle tuis kom en hulle identiteit vorm vanuit wie God sê hulle is as sy geliefde. Ek bedoel, aan Caledon was my fascinerend. My jonger kollega vertel vir my op 'n stadium, hulle het 'n graad 1 afskeidsbraai vir die rugby span. As dit nou net was dat die paas lus was vir 'n braai by die skool se sportsentrum, doen dit, bespreek die plek. Hoekom dit nou so iets? Ja, toe maar, laat ek moet hier nou stop. Laat ek net dit sê, ek is nie teen prestasie nie. Ek is vir gebalanseerde lewe. Want ons kwalifiseer prestasie in terme van die heel beste wees. Goud, silwer en brons. Ek pleit vir 'n gebalanseerde lewe waar iemand se godgegewe potensiaal kan beteken. Ek gaan nooit 'n springbok wees nie. En dis ook goed.
Ek gaan in die C-span speel. Julle weet van ons ouer mense, toe daar nog C-spanne was op skool, jy kry dit mos nou nie in die platteland nie. Ons ouens wat maar C-span en toe B-span en toe, daarom so een wedstryd A-span gespeel het. Dis ons ouens wat moet besef, ek wil nie my kinders van kleins af laat hardloop soos besetenis, dat hulle net A-span kan kry nie. Dit lê ook op 'n geestelike vlak. Ons moet nie oor onsself begin dink in terme van ek is beter as ander, omdat ek sekere gawes gehad het nie. Gaan kyk maar wat skryf Paulus in 1 Korintiërs 12 tot 14 hieroor. Dat hy na al hierdie gawes sê, die allerbeste is die liefde. Dis iets wat jy die ewigheid invat. Tog net hierdie gesegde, ek het nou die moeite gedoen om hierdie skyfie te maak, dat ek hom af vir julle wys. Ek hou van Frederik Buechner, hy's koslik. Hy kan partykeer skerp wees. Hy sê, one of the blunders religious people are particularly fond of making is the attempt to be more spiritual than God. Gewoon is goed. Kom ons kyk na Psalm 37 en dan hoop ek, kan ek vir julle dit op 'n manier wys. Die skyfie is 4 seisoene om te sê elke seisoen het 'n stukkie skoonheid in hom opgesluit. Elke seisoen, selfs die een wat meer gewoon lyk, is ook goed. Psalm 37. Kom ons lees vers 3. En ek wil net hê julle moet besef wat hier aangaan. Dawid gee 'n bietjie raad hier oor mense wat hulle self met ander vergelyk. Dis 'n baie interessante psalm en hy kan nou indrukwekkende goed probeer sê, soos dat hy alfabeties in die Hebreëus vers vir vers gaan, maar dit gaan my nou nie help nie, maar dit gaan hier oor 'n stukkie raad, dink ek, vir mense wat hulle vergelyk met ander. Dan sê hy, kom ons lees van die begin af, moet jou nie ontstel oor skelms en jou kwel oor skurke nie, want soos gras vergaan hulle gou en soos groenigheid verdwyn hulle sommer. Vers 3, belangrik, vertrou liewer op die Here en doen wat goed is. Woon en werk rustig voort. Vind jou vreugde in die Here en hy sal jou gee wat jou hart begeer. Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op hom. Hy sal sorg. En as julle wil, kan julle saam met my blaai na vers 23. Dis net so 'n paar grepe. Julle kan eintlik die hele Psalm gaan bestudeer. Die Here bepaal die koers van die mens met wie se pad hy tevrede is en hy ondersteun hom. As so iemand val, bly hy nie lê nie. Want die Here help hom op. Ek was jonk en ek het oud geword, maar nooit het ek 'n regverdige verlate gesien of dat sy nageslag brood soek nie. Vers 27. Bly weg van die kwaad af, doen wat goed is. Dan sal jy die land altyd bewoon, want die Here het die reg lief en sy troue dienaars verlaat en hy sal altyd behoue bly. Hulle sal altyd behoue bly, maar die nageslag van die goddeloses sal uitgeroei word. Die regverdiges sal die land besit en altyd daarin woon. Vers 31. Die openbaring van sy God is in sy hart en sy koers is nie onseker nie. Praat hy oor die regverdige. Vers 34. Vertrou op die Here en bly op sy weë. Hy sal jou weer laat opstaan om die land te besit en jy sal die ondergang van die goddeloses aanskou. Vers 37. Let nou op die eerbare mens, kyk na die opregte, die regskape mens. Vir hom, vir haar is daar 'n toekoms. En as jy wil, kan jy vir jouself dalk in die toekoms of later in die week weer Filippense 3 gaan lees. Gaan kyk hoe praat Paulus oor ek strek my uit. Ek hardloop 'n wedloop. Ek wil 'n oorwinnaarskroon hê, maar is gesetel in wie God is in my lewe. Dis nie 'n prestasie nie. Dis 'n stuk genade. Daarom vir my 'n aangrypende psalm waarin Dawid mense eintlik wil help. Help om te sê, hou op jou lewe met andersin vergelyk. Vermy dit. Nie jou tyd daarmee mors nie. Want mense vergelyking sal jou hart ongelukkig maak. Veral as jy sien dat mense wat die Here nie dien nie, dat dit ook met hulle goed gaan. Daar's 'n ander plek wat sê, die Here gee sy reën, hy gee sy guns oor die wat hom dien en die wat hom nie dien nie.
oor die gelowige en oor die goddelose. So hoekom vergelykings tref? Om vir die Here te sê, Here, U skuld my iets? Here, ek stuur vir U rekening? Dit is mos absurd. Dit is mos onvanpas. Nee, die Psalm nooi mense om te sê, leef vanuit jou verhouding met God, vertrou hom. En daarom kan ek julle op reis neem vir oggend, en ek gaan dit baie kortliks doen. Omdat ek weet ons het 'n beperkte tyd en ons het beperkte tyd wat ons kan aandag gee. Maar om vir julle net te wys hoe die Bybel juis Psalm 37 op 'n paar maniere vir ons getuies daaroor wys. En ek wil vir julle 6 getuies vinnig wys. En jy kan dit mos nou verder gaan bestudeer. Die heel eerste getuie, daar's 3 in die Ou Testament wat ek gekies het en 3 in die Nuwe Testament. En spesifiek vir jong mense. Om te sê gewoon is goed. En ek wil hê julle moet fyn luister. Ek sê nie gewoon is ook goed nie. Want dan lyk dit of mens so half dit net soms kan wees. Gewoon is goed. Punt. Baie goed. Uitroepteken. 6 getuies. Ek weet nie of julle hierdie stukkie geskiedenis onthou nie. Ons lees van 'n vrou in Josua 2. Die volk is op die punt om Kanaan binne te gaan. Julle onthou, ons het in Sondagskool geleer van daai gebeure. Josua stuur verkenners uit. En dan lees ons in Josua 2. Josua seun van Nun het van Sittim af in die geheim 2 verkenners uitgestuur en vir hulle gesê, gaan kyk die land deur, veral Jerigo. Hulle is toe weg en het uitgekom by die huis van 'n prostituut met die naam Rahab en daar tuis gegaan. Die koning van Jerigo het berig gekry dat daar in die nag van die Israeliete af mense aangekom het om die land te verken. En hy het vir Rahab laat weet, lewer die manne uit wat na jou toe, na jou huis toe gekom het. Hulle is hier om die land te verken. Die vrou het die 2 manne weggesteek en vir die koning laat weet, daar het manne by my aangekom, maar ek weet nie waarvandaan hulle is nie. Dis nou 'n vrou wat mens nou regtig kan sê haar lewe het nou nie so goed uitgeloop nie. Dit gaan nie met haar so, ons moet versigtig wees in haar geselskap amper. En as jy nou fyn gaan kyk, gaan jy in Jesus se geslagsregister haar naam vind. 'n Gewone mens, wat op 'n kritieke tyd in die geskiedenis van God se volk toegelaat het dat 2 verkenners hulle werk kon voltooi en teruggaan met 'n boodskap. Ons kan maar intrek. Gaan kyk daai geskiedenis. Gewoon, maar goed. Ek het nogal by myself gedink, hierdie volgende verhaal, getuie gaan julle ken. En dis daar in 2 Konings 5, net 3 verse. Wat ek vir julle wil lees. Naaman, die hoof van die leer van die koning van Aram was 'n gesiene man wat die agting van die koning geniet het. Hy was met ander woorde 'n generaal. Deur hom het die Here 'n oorwinning aan Aram besorg. Die man was 'n dapper soldaat, maar hy het melaats geword. En op een van die strooptogte het die Arameërs 'n jong dogtertjie uit Israel ontvoer wat Naaman se vrou se bediende geword het. Sy het vir die vrou gesê, ag, as meneer net by die profeet in Samaria kan uitkom, dan sal hy vir meneer van sy melaatsheid gesond maak. Gaan lees gerus 2 Konings 5, hoe dit uitspeel. Baie interessante storie, maar dis nie die punt waarop ek wil stil staan nie. 'n Dogtertjie wie se lewe ontwrig is na 'n strooptog tussen vreemde mense, weg van pa en ma. En nie net dit nie, sy's nie net in 'n weeshuis nie, sy's 'n slavin. En tog gebruik die Here haar op 'n kritieke punt in 'n mens se lewe. Gewoon is goed, baie goed. Jeremia 38, so 2 skyfies. Nou dis moet ek sê, as ek nie hiervan die ou gelees het, sou ek nie van hom geweet het nie. Moet ek nou eerlik sê, ek wil nou nie die teoloog onder ons, ek kon julle nou probeer uitvang het. Jy kan vir my na die tyd sê of jy die ou geken het. Ebed Melech, letterlik beteken sy naam knegt van die koning, letterlik in die Hebreëus.
Nou ons lees in Jeremia 38. Jeremia was mos nou die bekende profeet en hy tree op, baie belangrike rol gekry, maar hy is glad nie gewild onder die mense van sy tyd nie. En dan gebeur hierdie. Hulle vat toe vir Jeremia, dis nou nadat hy weer 'n paar goed gesê het wat die mense kriebelrig gemaak het, gooi hom in die koning se seun Milkia se put in die binneplaas van die paleiswag. Hulle het vir Jeremia met toue laat afsak in die put waarin nie water was nie, net modder, en hy het in die modder ingesak. Maar Ebed-Melek, 'n Kusiet, dis nou 'n man wat hier van Afrika afkom. Ons kan nou maar sê in hakkies 'n swart ou. Wat ontban was en in die paleis gewerk het gehoor dat Jeremia in die put gesit is. Hy hoor nou die storie op die straat. Hy weet daai put, dis 'n onsmaaklike besigheid, want dis nie eers 'n put met water in nie. Die koning het toe in die Benjamin poort gesit en Ebed-Melek het uit die paleis uit na die koning toe gegaan en vir hom gesê: "U Majesteit, die koning, die mense het die profeet Jeremia sleg behandel. Hulle het hom in 'n put gegooi en hy sal daar van die honger omkom, want daar's nie meer brood in die stad nie." Die koning het toe die Kusiet Ebed-Melek beveel: "Vat 3 man van hier af saam en trek die profeet Jeremia op uit die put voordat hy sterf." Nogal opspraakwekkend in 'n sekere sin om te dink dat iemand die storie onthou het van 'n gewone man wat op die regte tyd op die regte plek was. Nou dis nogal 'n interessante gesegde, nee, ons gebruik dit mos. Man, ek was net op die regte tyd op die regte plek. As jy glo gewoon is goed, dan's 'n disipel van Jesus die regte persoon op die regte tyd op die regte plek daar waar jy leef. Ook in die gewone dinge. 3 Nuwe Testament voorbeelde. Ek gaan nou vinnig met hulle werk. In die tyd Lukas 8, in die tyd wat nou gevolg het Jesus die land deurkruis van die een stad in die dorp na die ander. Oral het hy gepreek en die evangelie van die koninkryk van God verkondig. Die 12 disippels was saam met hom en daarbey 'n aantal vroue wat van bose geeste en siekes genees was. Julle kry die prentjie, die jong mense. Mense wat Jesus gevolg het. Een vrou byvoorbeeld 'n gees is uit haar uitgedryf, maar nou is sy so in verwondering oor Jesus, sy toer nou maar saam. Sy wil sien wat hy nog doen, wat hy sê, wil sy hoor. Dan word hulle sommer op die naam genoem. Daar was Maria, dit was nou 'n redelike algemene naam. Maria bekend as Magdalene, uit wie 7 bose geeste uitgegaan het. En Johanna, die vrou van Gisa, 'n hoë amptenaar van Herodes. En Susanna en baie ander. Hoor nou wat staan hier. Hierdie vroue het uit eie middele vir Jesus en die 12 gesorg. Aangrypend, as mens dit so bietjie net by jou laat insink. Vra 'n bietjie van die jong mense, vra 'n bietjie vir jou ma vandag, hoeveel moeite het sy gedoen vir die ete? Ek praat nou nie van mense wat nou net airfryers gebruik nie. Jou ma wat nou iets in die oond gedruk het, of 'n breedie aan die gang gekry het, of gaste genooi het. Ons vryf daai messe en vurke blink, ons doen uit ontsettend baie moeite. Hier's 3 vroue wat by die naam genoem word, wat vir 13 mense heeltyd gesorg het, kos gemaak, vir hulle goed aangedra het. Want hulle het iets verstaan, gewoon is goed. Laaste 2 voorbeelde. Paulus wat aan die einde van sy brief aan die Romeine skryf, ek beveel ons suster Febe, wat dienaar is in die gemeente in Kenkrea, by julle aan. Ontvang haar soos dit mense wat in die Here glo betaam, en staan haar by in enige saak waarin sy julle hulp nodig kry. Want sy was vir baie, en ook vir my, tot steun. En daai woordjie, wat daar gebruik word, is letterlik die Griekse woordjie prostates. Sy was 'n weldoener. Jene, ek sal hom nou nogal nie omgee as iemand dit agter my rug sê nie. Hy's 'n weldoener. Laaste voorbeeld. Paulus wat in Filippense 2 praat oor 'n kollega. Ek ag dit noodsaaklik om die broer Epafroditos, my medewerker en medestryder, wat deur julle hierheen gestuur is, om my in my omstandighede by te staan, na julle toe terug te stuur.
Hy verlang gedurig na julle almal en bly hom daaroor kwel dat julle van sy siekte gehoor het. Hy was ook inderdaad doodsiek, maar God het hom oor Epafroditus ontferm en nie net oor hom nie, maar ook oor my, sodat ek nie verdriet op verdriet sou hê nie. Ek stuur hom dan nou ook so gou moontlik terug, sodat julle hom weer kan sien, julle weer bly kan wees en ek minder besorg. Hoor nou mooi praat Paulus, ontvang hom met oop arms as 'n broer in die Here en beheen manne soos hy met agting, want deur sy werk vir Christus het hy by die dood omgedraai. Hy het sy lewe gewaag om my die hulp te verleen wat julle self nie kon gee nie. Beheen hom met eerbied, doodgewoon omdat hy die goeie kom doen het, omdat hy stilweg op die toneel verskyn het, namens 'n klomp gelowiges agter die skerms gewerk het. Ek dink die punt is gemaak. Gewoon is goed. Ek hoop jy gaan hierdie week in met 'n groter verwagting, met 'n uitnodiging, dat jy die Here kan vertrou, ook in die klein dingetjies wat jy doen. En as jy dit vir hom van harte doen, en as jy dit doen omdat jy vir hom lief is, en hom daardeur dien, dan's dit baie goed. Dan kan jy met 'n lekker hart gaan rus elke aand. En dan word my lewe eintlik 'n skatkis vol ervarings van gewone dinge wat ek koester. Soos wat die prediker gesê het by ons fotumteks. En ek sluit af met die woorde van die Message vertaling oor 'n teks wat ons verlede keer gebruik het, Romeine 12. Eugene Peterson het dit so pragtig vertaal. Julle onthou Romeine 12? So goed in ons vertaling, maar hoor sê dit in die Message. So here's what I want you to do. God helping you. Take your everyday, ordinary life. Your sleeping, eating, going to work and walking around life, and place it before God as an offering. Embracing what God does for you is the best thing you can do for Him. Don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. En ek wil hier in 'n hakkie sê, hou op jou met ander vergelyk. Hou op dink jy's nie goed genoeg nie. Hou op dink dat my lewe is te saai, is te gewoon. Sê hy so mooi, instead fix your attention on God. You will be changed from the inside out. Readily recognize what He wants from you and quickly respond to it. Unlike the culture around you, always dragging you down to its level of immaturity, God brings the best out of you, develops well-formed maturity in you. Amen. Kom ons bid. Here ons God, dankie vir kosbare getuienis uit die woord. Mense soos ons. Mense wat dalk ook gedink het, ag, wat 'n verskil maak ek nou hier waar ek is. En dan tog in die Bybel vind ons hierdie wonderlike getuienis oor dit wat hulle gedoen het uit gehoorsaamheid aan U wat sê, wat reg en verkeerd en wat vir U aanneemlik is. Mense wat met onderskeiding geleef het in die sin dat hulle fyn ingestel was op U roepstem. Dankie dat ons hierdie week kan ingaan. Dankie dat ons 'n kwartaal kan leef as mense wat as kinders van God op die regte tyd, op die regte plek, met die regte gesindheid leef. Ons wil in hierdie oggend dink aan mense wat swaar kry. Ja, Here, ons het Vrydag aand met skok verneem van Piet van der Merwe wat skielik oorlede is. Ons dink aan Anna, ons dink aan hulle gesin wat hierdie finaliteit en hierdie skielike gebeure op hierdie stadium moet hanteer. En ons weet, Here, dat U ook in daai oomblik by hulle is. Mag ons hulle en ander ook ondersteun, doodgewoon deur met hulle hierdie paadjie saam te loop. En Here, waar ons nou ons dankoffers gaan gee,
ja, wil ons dit gee om daarmee te sê, Here, dis so iets gewoon. Dis so bekende iets wat ons uit ons beursies haal hierdie week. Maar dis so iets anders wanneer ek dit vir U gee en sê, Here, so dien ek U ook. So wil U dit ook so ontvang uit ons harte uit. Amen. So kom ons dien nou die Here met ons offergawes. Goed, ek gaan nie nou al die afkondigings met julle behandel nie. Weet maar net, daar's 'n deurkollekte vanoggend vir ons plaaslike diens van barmhartigheid werksaamhede. Hier's 'n hele klomp geleenthede, hier's 'n span mense wat verjaar in die week. Let maar tog, al die inligting is hier. Ek wil net oor die hartseer gebeure van die naweek, maar net noem, ons sal van die kantoor se kant af, die van julle wat vir Piet geken het, daar's nog geen reëlings getref nie. Piet was saam met Anna Vredenburg toe na hulle dogter daar en 'n bietjie bronkietes onderlede gehad en hy's oorlede Vrydag. En dis eintlik vir ons almal 'n redelike groot skok en die reëlings moet nog getref word. So ons sal vir julle daai inligting deurgee. Goed, dan gaan ek nou vir Irmi net gou aan die woord stel, want hier's 'n baie belangrike gebeurtenis wat binnekort plaasvind. En dan nooi jy sommer die mense vir tee en al daai goeders by die saal, is dit reg? Ek glo hy's aan. Ek is genomineer om namens ons span vir julle 'n bietjie meer te vertel oor die potjie kos. Dis nou net 2 weke, die 28ste is dit potjie kos en wynveiling. Vir die eerste keer in 3 jaar kan ons dit weer behoorlik doen in die tent soos wat ons het in 2019 laas gedoen het. So ons is baie opgewonde daaroor. Vir my, ons het in 2017 as omgee-groep oorgeneem om dit was van tevore was Gili hulle se groep wat dit gedoen het. Rachel en JP het altyd die wyn georganiseer, maar ons as groep het toe oorgeneem om dit te koördineer en te reël en vir my was dit 'n heerlike geleentheid om die mense in ons groep beter te leer ken en om so saam te werk. En eintlik in 2019 het daar 'n baie groter span saamgewerk om alles bymekaar te bring. En ons wil nou vanoggend vir julle ook uitnooi, die mense wat hulle hand wil opsteek om nog iets te doen daar. Ons het gewone mense nodig. Marinus het vir Geesie genomineer in haar afwesigheid om die dekor te doen, want dit was altyd Almien en Ankia kan nie daar wees op die dag nie. So Geesie gaan dit koördineer en sy gaan heelwat mense nodig hê om haar te help
tafels mooi maak en die saal mooi maak. So as daar mense is wat voel hulle wil net 'n blommetjie kom insteek of tafeldoeke oopgooi en idees het en goedjies het wat hulle kan gee sodat julle kan saam besluit hoe die saal moet lyk. Dan het ons 2 tot 3 kappels nodig wat kan wyn en sap uitdeel. Ja, want die potjiekos behels, jy kry 'n bord potjiekos met rys en broodjies en slaai en puddingkie en dan kry jy 'n glas wyn of 'n glas sap. En dit moet uitgedeel word, so ons het mense nodig wat mekaar kan aflos by daai tafel. Daar gaan ook 'n snoepie wees en coupons moet verkoop word. So dit gaan ek en Michelle wees, maar dit sal baie gaaf wees as daar mense gaan wees wat vir ons kan aflos daar. En dan het ons mense nodig wat net op die middag, op die Vrydagmiddag kan messegoed in servetjies toedraai. En sulke klein goedjies wat baie tyd vat. Dis baie gesellig, dis heerlik. Almal is vrolik en gesels en kuier saam. So as daar mense is wat net wil kom sit en saam kuier en messegoed in servetjies toedraai, saam met ons sal dit baie gaaf wees. Ek gaan na die tyd gaan ek by die tee wees, dan kan julle name vir my opgee daar. En dan wil ons ook vra vir die mense wat nie kan help nie, of nie daar gaan wees nie, of selfs nie gaan kaartjies koop om te kom eet nie, maar wil 'n finansiële bydrae maak om die tent te sponsor, dan sal dit ook waardeer word. Dit is tog lekkerder met die tent, dit is 'n groot uitgawe, ons kry dit reeds teen 'n gesubsidieerde prys, maar dit is 'n groot deel van die uitgawes. So as daar iemand is wat bereid is om 'n bietjie 'n bydrae te maak tot die tent, wat het ek uitgelos? Ja, en die kaartjies is reeds beskikbaar. Dit gaan alles aanlyn verkoop word, daar gaan 'n skakel wees waarmee julle dit kan doen, maar Michelle het gesê julle kan ook na die kerkkantoor toe kom en dan help sy julle op die skakel, julle koop dit sommer net daar. Dis baie makliker om die getalle dan en die nommers wat gekoppel is aan watter mense om dit alles te koördineer. Ja, so 2 weke. Ek sal julle name vat by die tee en julle is welkom om saam te kom tee drink. Baie dankie. Rikus, het jy genoeg potmanne? Of kan ons maar nog mense vra? Selfs ek is gevra om 'n pot te maak en ek het 'n geheime familieresep van Appington wat ek gaan gebruik. Dit gaan 'n baie lekker pot wees, ek is seker daarvan, Rikus. Maar soek jy nog mense? Ja. Goed, baie dankie, ons sien uit na 'n heerlike saamkuier. Dis nie net 'n fondsinsameling nie, dis ons sommer op 'n heerlike bekende manier as gemeente en met vriende in ons omgewing saam tyd te spandeer. Ons gaan afsluit met lied 188. Nou dis 'n baie oulike lied, 'n pragtige lied. Ek sê nou oulik, ek bedoel eintlik daarmee dit help ons om dankie te sê. Kom dank nou almal God. Ons sluit af met hierdie lied met die 3 verse en kom ons staan daarvoor. Amen.
Dis regtig 'n voorreg om saam te wees. Gaan nou in hierdie week in en gaan wees tot seën van ander mense in dit wat jy doen. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die nabyheid van sy Gees is met jou daar waar jy leef. Amen.